Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier saam met u te kan wees, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Psalm 119. Psalm 119, salig wie in hul opregtheid wandel in die Here se wet. Ons gaan net so sit, dan sing ons saam die eerste en die tweede vers van Psalm 119 en ons sing dit op die wysie van praat ek mense engele tale. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed. En na die stilgebed gaan ons saam sing Gesang 95, die Onse Vader, as ons ook vanoggend bidend voor die Here kom staan. Jy kan ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Psalm 146. Psalm 146 en ons gaan sing die eerste en die derde vers. Psalm 146 vers 1 en vers 3 as loflied waarna u plekke kan inneem. Geliefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat opgeteken is in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Psalm 130. Psalm 130, daarvan die eerste beryme, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop sy laaste spore in wanhoop my vergaan. En ons gaan sing die eerste en die tweede vers van Psalm 130. Vers 1 en 2 van Psalm 130 na die wet, en dan kan u die boekies oopmaak by Psalm 100, en ons gaan sing vers 1 tot 4 van Psalm 100 na die belydenis van ons geloof. Psalm 100 vers 1 tot 4 na die belydenis van ons geloof, en Psalm 130 vers 1 en 2 na die wet. Maar kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat u uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie naaste se huis begeer nie, jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir so lank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat sy seun gestuur het in liefde om ons vry te koop van die oordeel wat op ons regverdiglik toegedien is. En daarom kan ons in hierdie oggend deur die werking van die Gees ook ons geloof bely in die drie-enige God deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Prediker 12. Prediker 12 en ons gaan lees vanaf vers 9. Die opskrif: Vrees God en hou sy gebooie. En behalwe dat die prediker 'n wyse was, het hy die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek. Hy het baie spreuke opgestel. Die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat reg geskrywe is, woorde van wysheid. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers, diep ingeslaan. Is nie versamel
is die versamelde spreuke. Hulle is deur die enige herder gegee. En buitendien, my seun, wees gewaarsku. Aan baie boeke kom geen einde nie. En baie studie is vermoeiend van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie. Want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor, dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, voor U kom ons die kinders buig. Kleinheid, nietigheid, voor die voete van die lewende God, die skepper van hemel en aarde. En ons moet swyg. Here, U het ons geroep na U huis toe om te kom hoor wat U vir ons wil sê. Here, gee dat ons sal luister. Open ons ore, maak ons hart ontvanklik. Dat die woord nie leefwoorde sal wees wat net gehoor word nie, maar gee dat ons sal gaan leef. Met nuwe motivering. Volgens U wet. Here, spreek U nou, want U diensknegt en U diensmaagd wil luister. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. As die kinders so bietjie groter word, is daar 'n vraag wat ouers mal maak. Want daar die kleine lyfie wil probeer te verstaan hoe hierdie wêreld aan mekaar gesit is. Daarom vra hulle graag, hoekom? Hoekom moet ek nou my tande borsel? Hoekom moet ek my groente eet? Hoekom moet ek nou gaan slaap? Hoekom moet ek die reëls gehoorsaam? Hoekom? En hierdie vraag is nie uit rebelsheid gevra teenoor ons ouers nie. Daardie kleinkind wonder werklik wat gaan aan in hierdie lewe. Hy probeer sin te maak daarvan en daarom moet ons as groot mense en veral die ouers erns maak met die vraag. En dit moet so goed as moontlik geantwoord word, sodat ons kinders dit kan verstaan, want dit gaan eendag bepaal hoe ons kinders leef. Dit kan bepaal hoe hulle oor die wêreld dink en wat hulle sien as hulle daar buite kyk. Maar hierdie hoekom vraag is nie net belangrik by kinders nie. Want ons as groot mense wonder ook oor goed. Ons vra ook, hoekom? Hoekom moet ek iets spesifiek doen? Geliefdes, as ons weet hoekom ons dit doen, is ons baie meer gemotiveerd om dit te doen. Die studies het gewys dat iemand wat weet wat om te doen en spesifiek hoe om dit te doen, is baie min gemotiveerd om daai taak aan te pak, maar die oomblik wat hulle die rede agter dit weet, is hulle gedryf. Daar is daai motivering so groot dat hulle nie kan keer nie, hulle wil dit gaan doen. Vanoggend het ons al reeds met so 'n voorbeeld in die liturgie te doen gekry. Want as die volk Israel by Sinaï kom, dan gee God vir hulle die wet. En God sê, hier is my gebooie, so moet julle leef. Maar dink u die volk Israel sou die wet hou, as hulle nie geweet het hoekom nie? Ek dink, dit sou baie moeilik gewees het, en daarom gee God vir hulle die rede, voordat hy die wet gee. Hy sê in Eksodus 20, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het.
En hierdie stelling vorm die basis waarop God dan vir die volk uiteindelik die wet gee. Omdat ek jou God is, daarom moet jy die wet bewaar. Omdat ek jou God is en jou gered uit Egipte, daarom moet jy gehoorsaam wees. Hierdie stelling vorm uiteindelik die basis van die gehoorsaamheid van Israel. Want al hoe verder die volk van God af beweeg, al hoe minder hou hulle die wet. Al hoe verder hulle van die dankbaarheid van verlossing beweeg, al hoe meer is hulle ongehoorsaam teenoor die Here. En dit maak die gedeelte wat ons in Prediker lees, juis soveel meer interessant, want die Prediker is 'n wyse man wat so bietjie 'n paar tree teruggeneem het en na die skepping in sy geheel gekyk het. Hy het gaan bestudeer na wat is die sin van alle dinge, en in die kern van die Predikerboek is die vraag, hoekom? Hoekom leef ek? Waarom is ek hier op aarde? Wat is my doel? En dan kom die Prediker tot die gevolgtrekking. Alles te vergeefs. Die strewe na wysheid, na rykdom, hoofstuk 2, alles te vergeefs. Die hele lewe is te vergeefs, daar's nie sin in die lewe nie, want uiteindelik net die gedeelte voor ons teks in vers 6 tot 8 van hoofstuk 12 sê hy, dit eindig in die graf. Ons almal sterf, dis waartoe ons op pad is. Daarom is alles wat ek doen, my hele lewe hier op aarde te vergeefs, as ek na die lewe as 'n geïsoleerde ding kyk. Daarom vra hy, hoekom leef ek? En tog, in die Prediker se soeke na wysheid en kennis, kom hy tot 'n veel groter gevolgtrekking. Want as hierdie die laaste woorde van die Prediker was, dan moet ons sê, sou dit 'n baie negatiewe boodskap wees. Verbeel jy net, ek sou vanoggend die preek afsluit om te sê, die lewe het nie doel nie. Jy sou depressief wees die oomblik as jy by die deur uitstap. Jy sou negatief wees die hele week. En daarom kom die Prediker tot hierdie gevolgtrekking, maar ons meer, en uiteindelik kom hy agter, maar die meer is dat ons God moet vrees en sy gebooie moet bewaar. Dit is die doel van die lewe, dit is die hoekom. Nou het ons al vir mekaar gesê, om God te vrees, beteken nie ek's bang vir hom. Dis nie soos 'n spinnekop of 'n slang of hoogte wat ek vrees het voor nie. Hierdie vrees is dieper, dis veel meer. Hierdie is 'n ontzag wat ek vir God het, want ek besef hoe groot hy is en hoe klein ek is. Ek moet hom eerbiedig, ek moet hierdie gesag erken en ek moet leef daarvolgens. Soos 'n pa met sy seun. 'n Seun het 'n vrees vir sy pa, want hy erken die gesag wat hy het, maar dis nie te sê hy is bang vir sy pa nie. Want uit hierdie vrees uit vloei daar liefde. So sien ons dat God soos 'n pa vir sy kind lief is, vir ons lief is, maar in die volmaaktheid, want ons het gelees in die genadeverkondiging, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, en hy het ons lief gehad, en daarom kan ons hom lief hê. Dan sê Jesus in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Omdat hy ons so lief gehad het. En ons hierdie vrees het vir God, en die liefde van Christus het, wat ons nuut gemaak het, nuwe mense gemaak het, daarom moet ons leef soos wat hy vra, ons moet sy gebooie bewaar. So die ou mens afsterf, die nuwe mens opneem, Kolossense 3. En Christus self was die voorbeeld. Want in Getsemane val hy op sy knieë neer. En hy bid, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar u wil geskied.
En hy loop die kruispad tot op Golgotha, waar hy vir ons uiteindelik sy lewe gee. Hy het God se wil bewaar. Sy gebooie onderhou. Maar geliefdes, die realiteit is, as ons vanoggend regtig wou in die vrees in gaan kruip het, dan kon ons sien dat uit sy grootheid kon God ons forceer om hierdie wet te bewaar. Hy kon, soos 'n tiran, ons forceer het om te leef volgens sy wil. Hy hoef nie vir ons die hoekom te gegee het nie, maar God is nie 'n tiran nie. God wil nie daai vrees by ons kweek nie. Nee, hy sê vir ons hoekom ons sy wet moet bewaar, en dan gee hy vir ons die keuse. Dink aan Eva en Adam. Kies gehoorsaamheid of die vrug. Kies. En die mens maak sy keuse, hy kies teen God, en selfs ten spyte van daardie keuse het God steeds die mens so lief dat hy sy seun gee om ons te red. Te red van die slaweband, en daarom is daar 'n element van dankbaarheid in die vrees. Ons moet die dankbaarheid uitleef vir God wat vir ons sy seun gegee het om vir ons sondes te sterf. Dit bring ons terug na die voorbeeld van die wet toe. Ek is die Here jou God, wat uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Omdat ek jou gered het, omdat jy dankbaar moet wees vir die redding, daarom moet jy my gebooie onderhou. Dit is die hoekom van Israel. En daarom kom die prediker ook tot hierdie gevolgtrekking as hy na die wêreld kyk en al die dinge wat aangaan. As hy na die lewe kyk van die mens met alles wat so te vergeefs is, kom hy tot die een punt. Vrees God, behou sy gebooie. Dit is hoekom. Maar hy sluit af met 'n waarskuwing. Hy sê hier in vers 14, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge goed of sleg. En ons besef eendag sal ons voor die regterstoel van God staan en hy sal ons oordeel oor ons lewe, selfs dit wat in die duisternis gedoen is sal aan die lig gebring word. En in daai dag is daar in ons as mens geen geregtigheid nie, geen regverdiging. Want in onsself, tot onsself en deur onsself is ons verlore. My beste werk is met sonde bevlek. Dis tog die hele boodskap, alles wat ek doen is te vergeefs. Maar as ek God vrees, dan gee hy vir my die grootste genade geskenk wat daar is. Maar ons besef, as ons daar voor die regterstoel van God staan, en my lewe was moetswillig gewees. Ek het vasgehou aan daardie ou mens, vasgehou aan die sonde, sal ek die oordeel van God dra. Ek sal die verdiende loon kry, ek sal hel toe gaan. Maar as Christus my lewe is, dan ontvang ek die grootste seën. Dan word ek 'n burger van die koninkryk van God. En geliefdes, dit is hoekom. Daardie rede moet ons so motiveer, dat ons opreg weer ons lewe aan Christus moet gaan wy. God is nie 'n tiran nie. Hy forceer ons nie om iets te doen nie. Maar hy gee vir ons die hoekom, en hy gee ons 'n keuse. Mag die Heilige Gees ons ook lei om te leef soos wat God vra en om te vrees en sy gebooie te bewaar. Amen. Kom ons bid saam.
Ons almagtige God, Here Hemelse Vader, dankie dat U ons nie forceer nie. Dankie dat U nie 'n tiran is nie, maar 'n Pa is wat vir ons lief is. 'n Vader wat ons in groot eerbiedigheid aanskou. Here, 'n Vader wat vir ons alles gee. En dankie dat U vir ons 'n God is en dat ons U kan vrees. Maar gee ook dat ons vir hierdie rede U gebooie sal bewaar en sal leef soos wat U van ons vra. Here, gaan met ons in hierdie week. U weet wat se uitdagings daar is. Môre as ons begin vleiswerk vir die bazaar. Here, die beplanning wat daar ingaan, al die ander voorbereidings vir die bazaar. Here, bid ons dat U ons hande sal sterk maak om hierdie dinge vir U te doen. Here, gee dat ons U koninkryk sal groter maak en uitbrei hier op aarde deur dit wat ons sê en dit wat ons doen. Here, en gee dat ons ook U huisonderhouding so kan doen dat dit 'n vreugde in ons hart is. Here, ek bid vir ons gemeente. U ken elkeen se hart. Ek bid vir die gelowiges oor die wêreld heen. U ken hulle hartseer, vervolging. U ken al die dinge, Here, en ons weet sonder U kan ons niks doen en daarom lê ons die wêreld voor die voete neer. Maar dankie dat U getrou is en dat ons nooit hoef te vrees vir die wêreld. Maar lei ons dat ons U sal vrees en die gebooie sal bewaar. Ons bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotlied sing ons saam Gesang 128. Gesang 128, ons gaan sing vers 1, 2, 3, 4 en 5. Al 5 die verse. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Gesang 128 en ons gaan sing al 5 die verse waarna jy staande kan bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, hier die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente en aan ons lidmate. In besonder dink ons in ons voorbidding ook aan ons bazaar die 22ste Augustus. En ons bid en ons vertrou dat die Here ook ons groot gemeenteaksie hierdie jaar sal seën. En dan dink ons ook in ons gebede aan die synodesitting van 31 Augustus tot 4 September met al die voorbereiding wat ook daarin gaan. Liefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek, buite die normaal. Dan die Ronel, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Ons waardeer dit opreg. Ons vleiswerk môreoggend, 9 uur begin ons. Ons gaan so bietjie vroeër al begin om die karkaste af te breek, dat as u hier kom, dat u nie sit en wag vir 'n uur vir vleis nie. So ek gaan probeer om ten minste al 'n paar snitte te hê wat u dan vir ons kan begin sny, dat ons kyk hoe ver ons môre kom, dat ons nie Dinsdag hoef aan te gaan nie, maar die vleis is hier, alles is gereed, dis baie lekker vleis, mooi vleis, glo ons gaan lekker saamwerk. Ons het op die groep gevra, enige bestellings van steaks, moet asseblief vir Tanya Nel gegee word. Ek wil vra dat u dit vandag, op die laaste vir Tanya Nel sal stuur. Môreoggend, as ons nie steaks op bestelling het nie, ek weet daar is al 'n paar, maar as daar nie steaks bestel is môreoggend, sny ons daai ramp en daai sirloin steaks in die wors in. Want dis die doel gewees met die vleis. Die ramp loins wat nou die grootste deel van dit is, het ons goedkoper gekry as agterkwart as ek reg is. So dis prima vleis wat na ons wors en maalvleis toe gaan, maar ons wil die gemeente eers opsie gee as hulle steaks wil hê. Ons het gesien die gemeenskap koop nie steaks nie, so dit help nie ons het steaks op die bazaar nie. So asseblief vandag nog, dis R150 'n kilo, laat weet net vir Tanya Nel dat ons môre weet. Dan bring asseblief messe, snyborde, enigiets wat u dink kan werk, kan help. As jy vleisbak het, bring dit saam. Ek weet ek gaan nou om Jaco se kant toe kyk, die vacuum sealer, as jy 'n saag het, al die goeders wat nodig is, dat ons so vinnig as moontlik die karkaste kan bewerk en dat ons nie 'n tweede dag hoef terug te kom nie. Dan, geliefdes, die Boere-Unie se verootmoedigingsdiens is die 18de Augustus om 13:15. Dit is in die moedergemeente en Dominee Sarel behartig die preek. Dit is ook die dag wat ons saal gaan regmaak vir die bazaar, dat ons die ouens wat op die plase is net 1 keer hoef in te kom, dan hoef mense nie 2 keer te ry daarvoor nie. So u kan dit ook so aanteken. Dan blomme en teebeerd vir Augustus is week 3. Ons nooi almal om saam met ons 'n koppie tee te kom drink. Verbondsonderrig op die almanak is daar geen, maar Elmarie het gereël, omdat meeste van ons hier is, gaan ons voort met die verbondsonderrig vandag, so julle kan net hier agterbly as dit so gereël is om met die les voort te gaan. Dan boodskappers vir Julie en Augustus is in die saal beskikbaar.
Neem asseblief vir die eksemplaar. Verjaarsdag vandag die 9de is Johan van Sail. Die 12de Augustus is Jaco Kamfer en dan die 14de Augustus vier ons as gemeente ons verjaarsdag. En hierdie jaar is dit ons 38ste bestaansjaar. Ons is baie dankbaar vir die Here se genade dat hy ons al 38 jaar spaar en ons glo ook daar sal nog baie jare wees wat ons in sy genade en seën kan leef. Maar aan elkeen wat hierdie week 'n verjaarsdag het, seëne dag en 'n mooi jaar vir u toegebid. Daar's geen huweliksherdenking nie. En dan, geliefdes, wil ek so klein bietjie van 'n ander afkondiging doen. Ek sien Tanya Nel wys die kant toe, ek moet seker vir die gaste môre het welkom sê. Ek het dit opgelet, ek het vergeet dan nie. Nou is ek klaar in die moeilikheid, want is my familie en Chanel se familie wat nou daar sit, maar baie welkom aan ons besoekers, is lekker om julle ook hier te hê. En dan, geliefdes, daar binne in die saal, het ek en Chanel die naweek so 'n bietjie koek gebak, so u is meer as welkom om saam met die koffie en die tee 'n stukkie koek te kom eet. Ons het gesê as dit lekker is, het ons dit gebak, as dit nie lekker is nie, het ons ma's dit gebak. Die ek spot net. Kom kuier saam met ons, kom drink 'n lekker koppie koffie, eet 'n stukkie koek, dan hoop ek jy het 'n baie geseënde Sondag en 'n geseënde week wat voorlê.